Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk hoe assosiatief, kommutatief en distributief eintlik hulle eienskappe by bewerkings met telgetalle verskil van mekaar. Eerstens, die assosiatiewe eienskap of wet werk net vir plus en dit werk ook vir maal, maar nie vir deel en minus nie. Indien ek 2 plus 3 plus 5, dus alles word geplus, by mekaar moet tel, dan sê die assosiatiewe eienskap vir my, ek kan of die eerste 2 goed by mekaar tel, die 2 en die 3, en dan die 5 bytel, of ek kan eers die 2 laat wag, en dan die 3 en die 5 by mekaar tel, en ek sal dieselfde antwoord kry. So die assosiatiewe eienskap sê, ek hou hulle in dieselfde volgorde, maar ek kan eers die eerste 2 optel, kry die antwoord, en dan die ander een bytel, of eers die eerste een laat wag, die agterste 2 by mekaar tel. Dieselfde sal ook werk, indien ek net vermenigvuldig in 'n som het. As ek hierdie 2 maal 5 maal 3 met mekaar vermenigvuldig, ek kan eers die 2 maal 5 antwoord kry en dan maal met 3, of ek kan die 2 laat wag en dan eers die 5 maal 3 en die antwoord kry en dan met die 2 daarna maal. Die woord assosiatief kom van associatus in Frans af, wat beteken voeg net saam. So ons herrangskakel nie, ons voeg net saam wat ons pas. Moenie jou kop hier oorbreek nie, dit kom net daarop neer dat ons hoef nie soos 'n slaaf met volgorde van bewerkings van links na regs te werk nie. As dit jou pas en dit is net 'n klomp plusse, kan jy eniges eerste by mekaar tel en dan die ander een. Selfs met maal, jy hoef nie soos 'n slaaf van links na regs te werk met volgorde van bewerkings nie. Jy kan doen wat jou pas, mits dit net alles vermenigvuldig is. Die volgende kyk ons na die kommutatiewe eienskap by bewerkings. Die eienskap werk by plus in 'n bewerking en by maal in 'n bewerking. Nie met minus en deel nie. Wanneer ek dus 'n berekening moet doen wat vol plusse is soos hierdie een, dan sê die wet dat ek kan die volgorde verander, so ek kan eers die 5 plus die 2 uitwerk, wat 7 is, en daarna die 3 bytel. So ons hou nie dieselfde volgorde nie, maar ons kan hulle nou omruil om ons te pas. Hier is nog 'n manier om dieselfde berekening te doen. Ek kan eers die 5 vat, dan plus ek die 3, wat my 8 gee, en dan plus ek die 2. Finale antwoord sal dieselfde wees, en dis wat die kommutatiewe eienskap vir ons sê. By 'n som vol plusse, kan ek enige een eers skryf, en dan 'n maatjie wat ek dink, en dan die ander een daarna. So die kommutatiewe eienskap sê, indien ek 'n som vol plusse het, kan ek hulle verander soos hulle my pas, en hulle dan in mekaar tel, net soos ek dit graag wil doen. Die kommutatiewe eienskap werk ook vermenigvuldig. So het ek 2 maal 3 maal 4. Ek kan hom net so doen, 2 maal 3 is 6, maal 4 is dan 24. Of ek kan hom omruil soos my pas, 2 maal 4 sal dan 8 wees, maal 3 is ook 24. Of ek kan 2 maal 3 maal 4, wat ook 24 gaan wees, of 4 maal 2 wat 8 maal 3 wat 24 is, of 3 maal 4 maal 2. Dit gee ons net meer beweegruimte, en 'n kreatiewe mens kan dan sy eie ding doen, mits die som volmaal is. Dit interessant, die woord kommutatief kom van commutare af, 'n Latynse woord wat beteken verander heeltemal. Het ons hulle dieselfde volgorde gelos en net verskillendes opgetel of gemaal, hier kan ons hom heeltemal verander en het gaan nog steeds dieselfde bly. Maar onthou, dit werk net vir plus en vir maal. Die laaste eienskap wat ons nou gaan kyk is die distributiewe eienskap, word nie baie gebruik in die laer klasse nie, maar kom ons praat oor hom. Hy word gebruik vir maal oor plus en minus, moenie skrik nie, en by deel oor plus en minus wat baie selde geoefen word, maar moet eintlik gedoen word. Die distributief, die woord kom van tribuere af, die Latynse woord wat beteken verdeel of deel uit. Onthou in Engels sê hulle, distribute the food, deel die kos uit. Moet dan nie skrik nie, want hierdie kan vir jou heel nuut wees. Indien hulle vir ons so som gee wat so geskryf is, dan moet jy leer, dat is daar tussen daai 2 en daai hakie niks staan nie, staan daar eintlik 'n vermenigvuldig daar. Nou sê die distributiewe wet, ons gaan daai 2 maal met die 3 en die 2 maal met die 4. Ons wil die 3 en die 4 by mekaar tel en dan maal met 2, wat nie verkeerd is nie, maar hierdie wet moet ons nou oefen. So, ons gaan eers die 2, ons gaan sê ons het 2 3's en 2 4's. So, dan kry ons 2 maal 3 wat 6 is, en dan 2 maal 4. Dan plus ons daai 6 en 8 by mekaar, dan kry ons 14. Kom ons doen nog 'n voorbeeld, wat nou prakties sal wees. Van graad 4 af behoort jy die 13 maal tafel te kan uitwerk, jy wil nie te leer nie, so jy gee hulle vir ons 4 maal 13. Dan kan ek die 4 behou, en die 13 gaan opdeel in 10 plus 3. Dan kan die distributiewe eienskap van verdeel, met ander woorde kan ek hier gaan gebruik, ek maal die 4 met die 10, en dan die 4 met die 3. Die 4 maal 10 sal vir my 40 gee, plus die 4 maal 3 sal vir my 12 gee, en dan tel ek dit by mekaar.
dan kry ek 52. Die distributiewe wet sê, ons kan daai 4 met die 10 maal en daarna die 4 met die 3 maal. Ek kan dit ook doen, indien ek die 3 moet vermenigvuldig met 6 minus 2, hier kan plusse of minusse hier binne in wees, dan maal ek die 3 met die 6, en daarna minus ek, en dan 3 maal 2. In volgorde van bewerkings, sou jy byvoorbeeld eers die 6 minus 2 gedoen het wat 4 is, en 3 maal 4 sou vir jou 12 gegee het. Maar ons doen nie nou volgorde van bewerkings nie, ons oefen die distributiewe eienskap. Indien ek meer as een ding in 'n hakkie moet deel deur 'n enkel getal, dan kan ek hierdie 8 deel deur die 2 en dan minus en dan die 4 deel deur die 2. Soos ek gesê het, ons kan die 8 deel deur 2 en dit uitwerk, minus, en dan die 4 deel deur 2 en dit uitwerk. 8 deel deur 2 is 4, minus 4 deel deur 2 is 2, dan minus ons hulle, dan kry ons 2. Dit gaan nie oor hierdie antwoorde nie, dit gaan oor die distributiewe eienskap wat sê, ek kan hierdie 2 in die 8 indeel en dan in die 4 indeel. Ons kon ook, wat nou nie vir hierdie video bedoel is nie, 8 minus 4 is 4, en 4 gedeel deur 2 sou ook vir my 2 gegee het, maar ons doen dit nie nou nie. Ons oefen die verskillende wette. Assosiatief, hou dit in dieselfde volgorde en doen 2 kies, soos dit jou pas, dan kan natuurlik meer in wees. Kan dit met maal ook doen, hou die volgorde, doen of die eerste 2 en dan die ander een by, of los die eerste een en doen die laaste een by. Kommutatief, verander heeltemal. Ons verander hierdie 4, dit moet net met plus wees en met maal wees, verander dit heeltemal, soos dit my pas en werk hom dan uit. Kan met plus en maal wees, het ek gesê. Distributief is die meertaierige een, dan kan ons hierdie 2 inmaal na die 3 toe en na die 4 toe, en hulle dan optel, of ek kan hierdie 4 maal met die 10 en dan met die 3 en hulle dan optel, of ek kan self die 3 maal met die 6 en dan met die 2 en hulle dan eers minus, en hier kan ek die 8 deel deur die 2 minus, en daarna die 4 deel deur die 2, en hulle dan eers uitwerk. Die vraag is nie wat is goed of sleg nie, ons oefen net ons 3 eienskappe. Stop asseblief die video en kry jou brein hier om. Toe asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien jy twyfel oor iets van kommutatief, assosiatief of distributief, kan jy die sommetjies waarmee jy besig is en wat jou pla, vir my aanstuur na hierdie nommer toe, met 'n duidelike WhatsApp foto, dan sal ek probeer om vir jou 'n videoetjie te maak, of 'n memo terug te stuur verniet, om dit vir jou te verduidelik. Geniet die eienskappe.